Goeiedag, Gersfontein geloofsfamilie. Welkom in die tweede kwartaal van hierdie jaar. Oor 'n paar dae is dit Paasfees. Paasfees is nie net een van ons belangrike feeste nie. Paasfees is die belangrikste fees in die Christendom. Die Paasgebeure is die absolute kruks van wat ons glo. Die Paasgebeure is wat aan ons lewe betekenis gee en wat vir ons hoop gee vir na hierdie lewe. Die Paasgebeure is die fondasie van ons totale geloof. Paasnaweek is elke jaar op 'n ander datum. Dis nie soos Kersfees wat ons 'n spesifieke dag het elke jaar nie. Paasnaweek word nogal met 'n gekompliseerde formule uitgewerk. Paasnaweek val altyd op die eerste Sondag na die eerste volmaan, direk na die lente ewening. Nou dis 'n baie moeilike formule, maar gelukkig werk iemand dit vir ons altyd uit. Die Paasgebeure het nie net gebeur 2025 jaar terug, toe Jesus hier was nie. Paasfees kom eintlik al 'n baie lang tyd. Reeds in die Ou Testament het die Here besef of gesien dat die mens kan nie by hom uitkom nie. Die mens het net eenvoudig te veel sonde. Ons kan nie in God se heilige teenwoordigheid staan sonder dat ons totaal verdoem is nie. En deur die eeue het God verskillende planne gehad. Hy het die wet gegee aan Moses en die mense kon so hulle self eintlik heilig maak. Natuurlik het die mense dit ook nie reg gekry nie. Die mens kon nie die wet mooi volg nie. En dan maak die Here 'n nuwe plan met Moses en Aaron. Ons lees in Levitikus hoe hy vir Aaron opdrag gee van 'n jaarlikse versoeningsdag. Levitikus 16 vertel vir ons. Die Here het vir Moses gesê, sê vir jou broer Aaron, hy mag nooit sommer in die heiligdom agter die voorhangsel ingaan na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek verskyn telkens in 'n wolk bokant die deksel van die ark, en as Aaron sommer ingaan, sal hy sterwe. Dit is hoe heilig die Here is. Geen mens kan in sy heilige teenwoordigheid staan en leef nie. Maar God wou dit nooit so gehad het nie. God se oorspronklike bedoeling was dat ons en hy saamleef. Met Adam en Eva in die sondeval het ons daardie ooreenkoms verbreek. En daarom kan ons nie by God kom nie. Dan gaan die Here verder in vers 3. Voordat hy in die allerheiligste ingaan, moet hy 'n jong bul as sondeoffer bring en 'n ram as brandoffer. Hierdie is 'n baie ou gebruik wat deur baie verskillende volke gebruik is, om iets of iemand in die plek van iets anders te offer. Omdat God nie wou hê ons moet doodgaan elke keer wanneer ons in sy teenwoordigheid kom nie, het hy vir hulle hierdie opsie gegee. Offer, verskillende tye was dit verskillende diere, offer 'n lam of 'n bul of 'n bok of 'n ram, offer 'n dier, en daardie dier sal in jou plek sterf. In die Nuwe Testamentiese tyd kom Jesus en hy bring 'n permanente oplossing. Jesus is die Paaslam. In Eksodus lees ons die storie van die Here wat die Israeliete bevry het uit Egipte. Ons lees hoe die Here sê, hulle moes 'n Paaslam geoffer het en die lam se bloed aan die deurkusyne smeer en so sou die Israeliete gered word van die dood van elke eersgeborene. Wanneer daardie spesifieke Pasga gevier word, baie jare later, is Jesus en sy disippels juis in Jerusalem. Ons lees hoe hulle daardie middag na iemand toe gegaan het en gevra het of hulle sy kamer kan gebruik vir die Paasfees, vir die Pasga maaltyd. Dan lees ons in Matteus 26 vanaf vers 26. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit,
want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Christus was die permanente, die finale en die volkome paaslam. Christus se bloed het gevloei tot die vergewing van my en jou sondes. Die paasgebeure was nie 'n toevalligheid nie. Dit was nie toevallig op daardie naweek nie. Op hierdie naweek, wanneer 'n lam geoffer is vir die versoening van 'n volk se sonde, om hulle te red van dood, op daardie naweek tree Jesus op as offer. Maar anders as 'n gewone lamoffer of 'n bul wat geoffer word, wat elke kort weer gedoen moet word, is Jesus die volkome offer. En daarom geld sy offer vir elke mens op aarde, oor alle tye, oor alle kontinente. Mag ons hierdie Paasfees ingaan, en dit nie as 'n gewoonte of 'n tradisie beskou nie. Mag ons nie dit ingaan en so gewoond wees aan die storie, dat ons nie besef, wat het Christus gedoen nie. Mag ons hierdie Paasfees, die offer van die volmaakte Paaslam beleef. Amen. Laat dit jou, laat dit draai.